In vandag se les gaan ons nou net weer volledige hersiening doen oor die getallestelsel. Nou die algehele getallestelsel staan bekend as die komplekse getalle. So elke liewe getal wat moontlik bestaan in die wye wêreld word onder hierdie komplekse getalle gesorteer. Nou, komplekse getalle kan ons weer in 3 hoofgroepe deel. Nou die 3 hoofgroepe waarin ons komplekse getalle kan deel is ons reële getalle. En reële getalle word altyd aangedui met die simbooltjie R met so dubbelruggie. Dan kry ons nie reële getalle. Baie keer skryf ons sommer nie reël en hy kan ook aangedui word deur 'n R met 'n dubbelruggie met so 'n aksent by. En verder kry ons nou ons ongedefinieerde getalle. Nou alles wat in die getallestelsel is, staan dan nou bekend as komplekse getalle, maar hierdie is ons 3 hoofgroepe. So ons komplekse getalle bestaan uit ons reële getalle, ons nie-reële getalle en ons ongedefinieerde getalle. Nou kom ons kyk sommer net gou 'n bietjie na ons ongedefinieerde getalle, want dit is die getalletjies, dit is die kleinste groepies. Okay. So ons ongedefinieerde getalle kan ons kyk, is enige getal wat ons deel deur 0. Dit gee vir ons ongedefinieerde getalle. Enige getalle gedeel deur 0. So deel deur 0 is ontoelaatbaar. Met ander woorde, as ons het 8 gedeel deur 0, of ons het -10 gedeel deur 0, of ons het 100 gedeel deur 0, ons kan nie deel deur 0 nie. Met ander woorde, hierdie antwoord gaan altyd wees ongedefinieerd. As jy dit nou op jou sakrekenaar gaan intik, dan gaan jou sakrekenaar altyd vir jou 'n error boodskapie kry. Dit is nogal belangrik, op jou sakrekenaar gaan jy kry error. Dit is dan ons ongedefinieerde getalle, met ander woorde enige getal wat jy gedeel deur 0, as jou noemer 0 is dit 'n ongedefinieerde getal. Nou ons nie-reële getalle, as ons gaan kyk na ons nie-reële getalle, 'n ander woord wat hulle ook partymal gebruik vir nie-reële getalle is imaginêre getalle. Nou imaginêre getalle klink net so baie, dat jy hoor sommer die woord imaginary. So dit is getalle wat nie bestaan nie, dit is verbeelding, dis imaginary. En sulke soort getalle is getalle wat ons kan kyk is as 'n vierkantswortel van 'n negatiewe getal. Jy kan nooit die vierkantswortel van 'n negatiewe getal kry nie. Of enige ewe wortel van 'n negatiewe getal kan jy ook nie bepaal nie. So as ons enige negatiewe getal onder die vierkantswortel het, as hier 'n ewe worteltjie is, as die tweeetjie mos nie daar staan nie, is dit 'n vierkantswortel, enige ewe wortel, maak dit nie reële getalle. Goed, ons reële getalle kan ons nou weer gaan indeel in 2 hoofgroepe. So ons reële getalle, ek gaan hierso nou sulke pyltjies trek, dat jy kan sien jou reële getalle kan jy weer deel in 2 hoofgroepe. Goed, nou ons 2 hoofgroepe waarin ons reële getalle kan deel, is ons rasionale getalle. Ons rasionale getalle, en ons dui altyd rasionale getalle aan met 'n kie, met so 'n dubbelruggie. En ons irrasionale getalle. Irrasionale getalle dui ons weer aan met 'n kie, met 'n dubbelruggie, maar weer met die aksent by. Dit definieer vir ons irrasionale getalle. Goed, as ons gaan kyk na ons irrasionale getalle, dit is nou weer die kleinste groepie, so ek gaan hom nou eers doen.
As ons kyk na ons irrasionale getalle, is dit alles sê vir ons, dit is ons alle nie eindigende, met ander woorde, nie eindigend beteken hy het geen einde nie. Nie eindigende, dis alle nie eindigende, nie repeterende. Desimale breuke. Wat beteken nie eindigend? Nie eindigend beteken mos nou hy het geen einde nie, hy hou aan tot in oneindigheid. Nie repeterend beteken die getalle herhaal nie. Met ander woorde, voorbeelde van dit sal wees 0,137946, doetjie. So dit beteken hierdie getalletjie hou aan. Nog 'n voorbeeld is 0,21793 met 'n doetjie. Met ander woorde, hierdie desimale breek kry geen einde nie. Dit maak van hom 'n irrasionale getal. Volgende voorbeeld wat ons weet van irrasionale getalle. Verder is irrasionale getalle elke getalletjie wat onder 'n vierkantswortel staan, maar hy is nie 'n vierkant nie. Dit is dan 'n irrasionale getal. Met ander woorde, as jy dink aan getalletjies byvoorbeeld soos die vierkantswortel van 12, die vierkantswortel van 15, die vierkantswortel van 35, argumentsonthaalwe. So enige vierkantswortel van 'n getalletjie wat nie 'n volkomme vierkant is nie. Die volgende een wat ook nou onder irrasionale getalle geld, is as ons 'n derde magswortel kry, en hierdie is nie 'n derde mag nie. Met ander woorde, dis nie 'n getal wat jy kry as jy dieselfde getalletjie 3 keer met homself vermenigvuldig nie. Met ander woorde, so ons kan kyk soos die derde magswortel van 9, die derde magswortel van 31, die derde magswortel van 31. Dan kan ons verder kry soos die derde magswortel van 47. Dit gee alles vir ons voorbeelde van irrasionale getalle. Die ander voorbeelde van irrasionale getalle is ook die ander voorbeelde wat ons altyd weet irrasionale getalle is paai. Paai, enige iets wat 'n paai in het, 2 paai. Paai op 4. Die oomblik as daar 'n paai betrokke is dit altyd 'n irrasionale getal. Daar is 'n man, sy naam is Akira Haraguchi. Hy hou die rekord om paai se desimale op te sê. Dit het hom 16 ure gevat en hy het tot die 100.000ste desimaal gegaan. So dit is hoekom paai ook as 'n irrasionale getal beskou word, want hy is 'n nie eindigende desimale breek. Goed, nou as ons klaar is met ons irrasionale getalletjies, gaan ons na ons rasionale getalle toe. Nou ons rasionale getalle kan ons sê bestaan uit alle heelgetalle. Heelgetalle is ons deel van ons rasionale getalle. Heelgetalle dui ons mos aan met ons Z met 'n dubbel ruggie. Nou alle heelgetalle is ons versamelingkie soos wat julle uit graad 9 uit sal onthou. Al die negatiewe getalle wat dan kom -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ensovoorts. Verder bestaan rasionale getalle uit al ons gewone breuke. Goed, so ons rasionale getalle kan ons sê word altyd geskryf as 'n heelgetal gedeel deur 'n heelgetal. Met ander woorde, dit is ons gewone breuke. Enige getal wat ons as 'n gewone breuk kan skryf. So, 'n gewone breuke is 'n getalletjie soos 'n derde, 4/8, 5/2.
Dit is alles heelgetalle, met ander woorde, dit is 'n heelgetal gedeel deur 'n heelgetal, dit gee vir my 'n rasionale getal. Dan kry ons verder, dat rasionale getalle is alle eindigende desimale breuke. Alle eindigende desimale breuke. Nou wat beteken dit? Jy weet presies hoe hierdie desimale breuk eindig. Goed, met ander woorde, voorbeelde van dit is 0,125. Met ander woorde, hy is 3 desimale. 0,1, 0,23, jy weet presies hoe hy eindig. 3,14. Verder is ons rasionale getalle ook alle repeterende desimale breuke. Goed, alle repeterende desimale breuke, met ander woorde, ons het 0,45 repeterend, met ander woorde, die kolletjies op hom beteken mos nou die breuk wat herhaal. So ons het 0,231. Byvoorbeeld 0,231 repeterend. Dit beteken hierdie 0,231111, want die enetjie repeteer tot in oneindigheid. Ons het 0,512 met die kolletjie op die 5 en op die 2, dit beteken weer die hele 512, 512, 512 repeteer tot in oneindigheid. Verder val onder ons rasionale getalle al ons gemengde getalle. Nou jy weet jou gemengde getalle is soos 2 en 'n half, 3 en 'n agste. Okay, 2 en 'n half kan jy ook mos nou skryf as 5 op 2, wat 'n onegte breuk is. En 3 en 'n agste kan jy skryf as 25 op 8, wat 'n onegte breuk is en wat jy ook sien met ander woorde 'n heelgetal gedeel deur 'n heelgetal is. So ons gemengde getalle maak ook deel van ons rasionale getalle uit. Dan het ons verder, as ons 'n vierkantswortel het en die getalletjie wat onder die vierkantswortel staan is 'n vierkant. Met ander woorde, voorbeelde van dit is soos die wortel van 9, die wortel van 25, die wortel van 100, so jy kan sien dit is alles rasionale getalle. Dan ook, as ons kyk na ons derde magswortel, en hierdie is 'n derde mag. Okay, soos 'n voorbeelde van dit is die wortel van 27. Die derde magswortel, voorbeelde van dit is die derde magswortel van 27, die derde magswortel van 64. Nou wat baie belangrik is hierso, omdat dit derde magte is, kan ons byvoorbeeld ook die derde mag kry van 'n negatiewe derde mag. Ons kan wel die derde magswortel van 'n negatiewe derde mag kry, want onthou nou, as ons byvoorbeeld kyk na minus 27 se derde magswortel, dan kan ons sê minus 27 is mos nou minus 27 gaan vir my gee minus 3 maal minus 3 maal minus 3. Want onthou, 'n min maal 'n min is 'n plus, en 'n plus maal 'n min gee weer vir my 'n minus. So ons kan 'n negatiewe getal se derde magswortel kry, en dit gee vir my 'n antwoord van minus 3. Dit maak dan ook dat dit 'n rasionale getal is.
Dit is dan voorbeelde van al ons rasionale getalle. Verder weet ons heelgetalle is mos nou ook ons rasionale getalle. Heelgetalle bestaan mos nou weer uit ons negatiewe getalle en ons groepie telgetalle val ook onder ons heelgetalle nou. Want telgetalle is dui ons mos aan met ons en met ons dubbelruggie met 'n 0. So ons telgetalletjies is nou weer al die getalle 0, 1, 2, 3, 4 ensovoorts tot in oneindigheid. En in telgetalle kry ons mos nou weer ons basiese groep van getalle wat ons natuurlike getalle is en dit is die getalletjies waarmee julle mos leer. Tel het so ons natuurlike getalle. En ons natuurlike getalle is mos nou die versameling getalle 1, 2, 3, 4, 5. Dis hoekom ons as daai vragies het, ons kan sê alle natuurlike getalle is telgetalle, maar nie alle telgetalle is natuurlike getalle nie. Net so kan ons sê alle telgetalle is heelgetalle, maar nie alle heelgetalle is telgetalle nie. Nou dit is al ons getalletjies. So kom ons kyk net gou na 'n paar voorbeelde van getalle en dan gaan ek vir julle huiswerkies gee sodat julle net weer hierdie getallestelsel kan inoefen en die klassifisering van getalle. So kom ons kyk gou na 'n paar voorbeelde van natuurlike getalle. Voorbeelde van natuurlike getalle. Natuurlike getalle dui ons aan met 'n n. So voorbeelde van natuurlike getalle is ons ewe getalle, ons ewe getalle is mos nou weer 2, 4, 6, 8 ensovoorts. Ons volgende voorbeeld van natuurlike getalle is altyd ons onewe getalle. Met ander woorde, dis al ons getalletjies wat ons van kleintyd af leer gebruik het. 1, 3, 5, 7, 9 ensovoorts. Nog natuurlike getalle is altyd ons priemgetalle. Priemgetalle maak ook altyd nou mos weer natuurlike getalle uit. Nou wat is 'n priemgetal nou weer? Is 'n priemgetal wat net een en homself as 'n faktor het. So dis 2, 3, 5, 7, 11, 13. Dan is ons saamgestelde getalle ook natuurlike getalle. Saamgestelde getalle is mos nou weer al die getalle wat nie priemgetalle is nie, nê? Hulle het meer as 'n paar faktore, met ander woorde soos 4, 6, 8, 9, 10. Julle kan sien is al die getalletjies wat nie priemgetalle is nie. Dan natuurlik is al ons kwadrate of vierkante ook natuurlik mos nou natuurlike getalle. So al ons kwadrate of vierkante, met ander woorde 1, 4, 9, 16 ensovoorts. En so ook al ons derde magte. Al ons derde magte is soos 1, 8, 27, 64, 125. Dit sorteer almal onder ons natuurlike getalle. As ons gaan kyk na ons rasionale getalle, voorbeelde van rasionale getalle het ons mos gesê, ons rasionale getalle is alle heelgetalle. Dit is alle breuke, met ander woorde 'n heelgetal gedeel deur 'n heelgetal. Dit is alle eindigende desimale breuke. Dit is alle repeterende desimale breuke en dan is dit natuurlik ook nou ons volkome vierkante
wat vierkantswortels het en dan ons volkome derde magte wat 'n derde magswortel dat jy sy derde magswortel kan bereken. So 3 is 'n rasionale getal, dit kan ook geskryf word as 3 op 1. Minus 8 is 'n rasionale getal, hy kan geskryf word as minus 8 op 1. Verder is minus 3/4 'n rasionale getal. 0,1 is 'n eindigende desimale breek, ons kan hom skryf as 'n gewone breek wat 'n tiende is. Nog 'n eindigende desimale breek 0,03, jy weet waar sy einde is. Hy kan as 'n gewone breek geskryf word as 3 op 100. Volgende voorbeeldjie van 'n rasionale getal is die vierkantswortel van 9. Vierkantswortel van 9 is 3. 3 kan jy ook skryf as 3 op 1. Nog 'n voorbeeld waarna ons kan kyk is 0,58. 0,58 is 'n desimale breek. Jy kan hom as 'n gewone breek skryf as 58 op 100 en dit gee vir my dan 'n heelgetal gedeel deur 'n heelgetal wat 'n rasionale getal is. Die derde magswortel van 8. 8 is 2 maal 2 maal 2, so die derde magswortel van 8 is 2. Hy kan ook geskryf word as 2 op 1. 9 is 0,45 repeterend. Dit is 'n repeterende breek. Repeterende breek is ook altyd 'n rasionale getal. Ons sal in 'n volgende lesie kyk hoe ons dit bewys. 0,3 repeterend is ook 'n rasionale getal. Kom ons kyk nou net verder na voorbeelde van ons irrasionale getalle. Ons irrasionale getalle dui ons mos altyd aan met die kie, met die dubbelriggie, met die aksent by. So as ons kyk na ons irrasionale getalle, het ons gesê dit is alle nie eindigende, nie repeterende desimale getalle. En dan ook 'n vierkantswortel wat nie 'n positiewe vierkant is nie en 'n derde magswortel wat nie 'n volkome derde mag is nie. Soos 'n voorbeeld van irrasionale getalle is 0,4381497 en hy hou aan, met ander woorde, hy is nie eindigend nie. Okay, nie eindigende, nie repeterende desimale getalle is irrasionaal. Die volgende enetjie wat baie belangrik is, wat hulle altyd vra in toetse is pi. Dan enige ietsie wat met pi te doen het, soos 'n half pi, die oomblik as jou pi tekentjie daar is, dan is dit 'n irrasionale getal. 3 pi is alles irrasionale getalle. Nog 'n voorbeeld van pi, laat ek net gou sê, pi is as jy hom skryf as 'n desimale getal, is hy 3,1411597 en julle sal nou onthou, ek het gesê van die man wat hom gememoriseer het tot sy 100.000ste desimaal. Die volgende voorbeeld is as ons het die vierkantswortel van 10. Vierkantswortel 10 is nie 'n volkome vierkant nie, so dit maak dit 'n irrasionale getal. Die vierkantswortel van 17. Die vierkantswortel van 125. Verder is 'n voorbeeld van 'n derde magswortel wat nie 'n derde mag is nie. Dis die derde magswortel van 20. Die derde magswortel van 126. Met ander woorde, dit wat onder die derde magswortel staan, is nie 'n volkome derde mag nie. Nou hierdie is al die inligtingkies oor ons komplekse getalle, dis al die getalle waaruit die getallestelsel bestaan. Jy kan hierdie les nou inoefen deur jou huiswerk te voltooi. Geniet dit.